Een van die moeilikste teologiese vrae wat daar is die vraag, as God dan almagtig is, God is so groot, hoekom vat hy die duiwel nie net weg nie? Hoekom verwoes hy nie net die Satan nie? Maar hier leef ons saam met 'n Satan wat ons verlei, wat ons wil doodmaak, wat ons wil vernietig. Hoekom vat God dit nie weg nie? Nou, daar's baie antwoorde, en ek dink baie keer dink jy ook, Here, hoekom gebeur hierdie dinge? Here, waarom moet hierdie ding gebeur? Here, help my asseblief met hierdie ding. Hoekom laat God die goed toe? Dan vra jy amper maar dieselfde teologiese vraag. Nou, ons het dalk nie 100% die antwoord nie. Ek dink een van die redes is, dan gaan jy 'n robot wees. Dan moet jy maar God dien omdat jy moet. Jy weet, Satan het 'n keuse gehad. Jy het vandag 'n keuse. En dan moet jy ook besef, sonde het gemaak dat Satan plek het in ons lewe. Sonde maak dat die aarde gebroken is, dat ons in 'n gebrokenheid leef. En ek dink baie keer het goed niks met die duiwel te doen nie, dit het absoluut met die gebrokenheid in hierdie wêreld te doen. Maar Paulus kom en hy praat hiervan. En dan leer hy, Efesiërs 6, dan praat hy 'n klomp skrifte, 'n bekende gedeelte wat hy praat van die wapenrusting van God. Dan sê hy, ons moet dit aantrek, en dis 'n opdrag, ek moet doen. Dan sê hy weer, trek dit aan, sodat julle staande kan bly. Dan sê hy, vers 14, bly dan op julle pos toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas. So, Paulus kom en dan verduidelik hy hoe 'n Romeinse soldaat gewerk het. Onthou Paulus in die tyd waar hy geleef het, toe hy hierdie goed verduidelik het, was dit vir hulle niks snaaks gewees nie, hulle het 100% verstaan. So wat Paulus kom en hy sê, die belangrikste is, jy moet hierdie gordel aantrek, hierdie beld aantrek. En wat 'n Romeinse soldaat, hoekom dit belangrik was, want aan die beld was sy swaard. Aan die ander kant was dalk sy kos vasgemaak, of van sy messe word vasgemaak aan die beld. Die borswapen se onderkant is vasgemaak aan hierdie beld. En die Romeinse soldaat moes altyd sy beld aan hê. As hy op diens is en hy maak die beld los, het hy in groot moeilikheid gekom. Want as hy die beld losmaak, beteken dit hy is van diens af. So hy werk nou nie. Nou 'n ander ding is, hulle het rok gedra. Jy weet, hulle het so lang rok, jas ding gedra. En as hulle in oorlog ingaan, dan vat hulle hierdie rok, tel hom op en dan druk hulle hom in. So, tel op jou rok, het gebeur dan, en hulle het hom in die gordel ingedruk, en die gordel was geweldig belangrik. Nou sê Paulus, dis die gordel van die waarheid wat om jou heupe sit. Nou waarheid beteken, nommer 1, dat ek God se woord as die waarheid glo, ek leef die waarheid, ek praat die waarheid, ek sê die waarheid, want God se woord is die waarheid. So God se woord moet nie om my wees, die waarheid. Wie God is moet daar wees. Maar dit beteken ook, dat ek die waarheid moet praat, dat ek die waarheid moet leef, dat die waarheid moet in my wees. Ek moet omgord wees met die waarheid, nie met te leen nie, met die waarheid. Nou dink 'n oomblik daaraan, as jy nie 'n beld aan het nie, dan wil jou broek die hele tyd afval. Vandag het ons rekbroeke en ander broeke, maar ons trek 'n beld aan. Jan sit jou wapen, of jy sit 'n mes aan, jy steek jou hemp in. So die beld is geweldig belangrik. Dan sê hy dat die waarheid daar moet wees. Nou ek weet van Christene wat nou voor die spieël staan, dan sit hulle nou simbolies, nou die beld aan en die borswapen. Dis fyn as jy dit wil doen. Maar dit help nie, jy doen dit simbolies en jy leef dit nie. So as Paulus hier kom en hy sê die belangrikste is, die nommer 1, ek moet die waarheid as gordel om my heupe dra. Nou dink daaraan, jy kan nie die duiwel weerstaan as jy nie die waarheid leef nie. Jy kan nie die duiwel weerstaan as jy nie die waarheid praat nie. As jy nie die waarheid glo nie. Want die Satan is die vader van die leuen. En wat hy praat is leuns. So die oomblik wanneer jy nie met die waarheid is nie, dan het die duiwel jou reeds oorwin. Dan die duiwel klaar besig om jou te bedrieg, klaar besig om by jou te wees. En ek dink dit is ook belangrik in jou lewe te dink, maar wat glo ek in die lewe?
Die hartseer is baie keer glo mense somme 'n leuen van kleins af en hulle hou in daai leuen vas vir jare en die duiwel bedrieg hulle. Waar ek die waarheid moet glo. En hoe kom ek by die waarheid? Deur God se woord. God se woord te bestudeer, te kyk wat die woord van die Here sê. God se gees wat binne in my is, dis die gees van die waarheid. So ek luister na die Heilige Gees en die gees van die waarheid is hier om my. Ek kan dan eintlik ook sê, omgord my met die gees van die waarheid. Die gees van God wat die waarheid hier binne in my is en ek leef die waarheid. Dankie dat jy opstaan en staande bly teen die listige aanslag van die duiwel. Jy's 'n great blessing.